Goeienaand, ek gaan vanaand aan met my reeks lesings oor die belangrikste beeldhouwerke van die westerse wêreld en ek lê veral klem vanaand op die middeleeue en hier sal ek gesels oor die middeleeue in Duitsland en daar die lesing met die titel Eckhart en Uta, middeleeuse mag en skoonheid. Nou, rondom die einde van die 10de eeu het markgraaf Eckhart die eerste van Meissen die dorp Naumburg gestig in die distrik Burgenlandskreis in die deelstaat Saxe-Anhalt in sentraal-Duitsland. En hieronder links is 'n ou afdruk van die dorpie in Naumburg. Ons sien dit lê langs die twee groot riviere op 'n heuwel daarso. Hy was een van die binnekring van die hof van keiser Otto III van die Heilige Romeinse Ryk. En hier aan die regterkant het ons 'n middeleeuse afbeelding van keiser Otto III van die Heilige Romeinse Ryk, omring deur sy howelinge. Eckhart het die Eckhardiner kasteel daar opgerig en hy het dit Nieuwenburg genoem. Later het dit dan die naam Naumburg gekry en daar linksbo is 'n ruïne van die antieke kasteel van markgraaf Eckhart die Eerste. Dit is gebou op 'n rotskrans van ongeveer 25 meter hoog bo die regteroever van die Saale rivier, naby die monding van die Oenstrat rivier. Die plek is gekies vanweë die ligging na aan die kruising van baie besige handelsroetes van die baie beroemde Via Regia, daardie roete wat die hele Europa met die ooste verbind het. Dit was op die historiese oosgrens van Oos-Frankië, wat natuurlik nader aan Duitsland geword het. In 1006 het Eckhart se seuns, die Meissen markgrawe Herman die Eerste en Eckhart die Tweede, 'n klein parochiekerkie in die westelike deel van die gebied rondom die kasteel opgerig. In 1028 het Paus Johannes die 19de en daar heel links is 'n middeleeuse afbeelding van Paus Johannes die 19de. Hy het sy goedkeuring gegee vir die verskywing van die bisdom van Zeitz na Naumburg. Dit het gelei tot die bou van die vroeë Romaanse kathedraal van Sint Petrus en Sint Paulus in Naumburg in 1029, oos van die ou parochiekerkie onder biskop Engelhard. Nou, historiese bronne bevestig dat Eckhart die Tweede 'n sleutelrol gespeel het in die verhoging van die kerk in Naumburg tot 'n biskopssetel.
Hierdie vroeë Romaanse kathedraal was net effens meer as die helfte van die grootte van die huidige Naumburg kathedraal en was slegs ongeveer 50 by 26 meter groot. En daar in die middel sien ons 'n vroeë litografie van Naumburg kerk in die 18de eeu, toe net een van die groot torings reeds voltooi is. En dan hier onder dit is die sertifikaat wat aandui dat die biskop distrik van Zeitz na Naumburg verskuif is. En hier aan die regterkant is die Naumburg kathedraal soos dit vandag daar uitsien. Jy kan die pragtige groen koperdak sien van hierdie kathedraal. Nou, aanvanklik was dit 'n kruisvormige drie-skip basilika met 'n vierkantige hoofkoor aan die ooskant. Die koor, sowel as die twee transeptarms, het aan die ooste kant gesluit met 'n halfsirkelvormige apsis, en die kan ons daar in daardie afbeeldings duidelik sien. Die westelike punt is gevorm deur twee torings, waartussen 'n reguit westelike muur gestrek het. In 1044 is dit ingewy. Nou hierdie eerste vroeë Romaanse kathedraal het min of meer onveranderd bestaan vir omtrent 150 jaar, tot aan die einde van die 12de eeu. In die 1240s is die vroeë Romaanse kathedraal vergroot deur 'n vroeggotiese westelike apsis aan te bou. En dit is hoe die apsis van binne af lyk. Ons kan duidelik die gepunte bo van die gotiese styl daar sien in daardie drie pragtige gebrandskilderde glasvensters heel aan die westelike kant van hierdie Naumburg kathedraal. Dit is waarskynlik teen 1260 voltooi. Nou hierdie westelike apsis met sy koor is belangrik vir hierdie lesing, omdat dit hier is waar 12 lewensgroot skenkersbeelde, 8 mans en 4 vroue, geskep en in omstreeks 1243 teen die mure aangebring is. En hier sien ons 'n grondplan met die posisies waar die figure plaas is in hierdie apsis, en dan ook twee prentjies met van die figure teen die mure daar. Die figure verteenwoordig belangrike adellikes wat die politieke lot van Sakse en Thuringen as grawe en markgrawe in die 11de eeu bepaal het. Geverfde inskripsies en in een geval 'n heraldiese embleem op die man se skilde identifiseer die figure. Die 12 skenkersfigure in die Naumburg Weskoor vorm een van die bekendste en ook moeilik definieerbare beeldhouprogramme van die 13de eeu in Europa. Middeleeuse beeldhouwerke is so intensief en vanuit soveel verskillende oogpunte bespreek as hierdie skenkersfigure in die westelike koor van Naumburg kathedraal. Geleerdes het gefokus op vrae rakende die artistieke samestelling van die figure en hul plek binne die kunsgeskiedenis, sowel as op talle vrae oor die besonderhede van die uitbeelding, wie die beeldhouer was en oor die gebeurtenis wat uitgebeeld word. Die groep van 12 lewensgroot sandsteen skenkersbeelde wat met helder kleure geverf is, staan in 'n halfsirkel rondom die vroeë gotiese westelike koor en apsis van Naumburg kathedraal en is 'n integrale deel
van die pilare en ribbes wat agter hulle oprys, soos ons daar in die agtergrond kan sien. Al lyk dit asof hulle vrystaande is dit in werklikheid hoogreliefwerke wat op 'n stewige platform staan wat die hele ruimte omvat. Anders as in ander kathedrale was hierdie beelde nie van konings of heiliges of apostels nie, maar soos hul kostuums aandui, van nie-kerklikes van adelike geboorte. Die groepering van hierdie nie-koninklike en nie-kerklike figure wat die stad en die kathedraal gestig het, was ongekend in die middeleeue. Nog meer ongewoon is die styl van die figure. Terwyl die meeste beeldhouwerk aan middeleeuse kathedrale en 'n groot deel van gotiese kuns in die algemeen geneig is om hoogs konvensioneel en selfs generies te wees in die voorstelling van die menslike vorm, word die figure in die Naumburg kathedraal gekenmerk deur lewensgetroue houdings, lewendige gebare en baie besondere gesigskenmerke. Omdat dit op dieselfde hoogte aan die mure aangebring is, vorm die skenkersfigure 'n gelykvormig makende gordel rondom twee afsonderlike ruimtes. Aan die ooste kant 'n groot vierkantige vensterlose nis wat die koorbanke huisves, en aan die weste kant 'n veelhoekige apsis met 5 groot spitsboogvensters wat ons net nou reeds gesien het, en 'n altaar in die middel daarvan. Gelukkig bestaan daar 'n oop brief wat biskop Dietrich die tweede van Wetten in 1249 in Naumburg uitgereik het, waarin die 12 name van die skenkers gegee word. Beginnende vanaf die linkerkant of die suidekant van die ingang na die westelike koor, is hierdie skenkersfigure soos volg. Skenker 1 is Grafin Gerburg van Brenna, en daar is 3 voorstellings of afbeeldings van die grafin. Sy word voorgestel as 'n edelvrou wat haar kop draai na die kykers wat die ruimte aan haar regterkant binnetree. Sy was die vrou van graaf Dietrich van Brenna, die manlike figuur oorkant haar aan die suidelike muur van die westelike koor van die Naumburg kathedraal. Skenker 2, en daar is hy, is graaf Konrad van Kamberg. Hy was 'n neef van die 2 markgrawe Herman die Eerste en Eckhard die Tweede. Op 'n tydstip in die 16de eeu het hierdie beeld van die muur afgeval en is erg beskadig. Dit is eers in 1941 gerestoreer en is dus nie heeltemal oorspronklik nie, soos wat ons ook in die detail van hierdie beeld daar kan sien. Skenkers 3 en 4 staan saam en hulle is die markgraaf Herman die Eerste van Meissen en sy vrou markgrafin Reginaldus. Hy was die oudste van die Eckhardien markgrawe. Die jeugdige Herman, en daar sien ons hom, staan in 'n sierlik kontraposto houding met sy gewig op sy linkerbeen. Hy draai sy blik wat vroomheid uitstraal in die teenoorgestelde rigting, weg van die kykers en na die altaar in die apsis. Sy vrou Reginaldus, daar is sy,
Wat langs hom staan, is 'n toonbeeld van lewenslustigheid. As die dogter van die eerste Poolse koning, Boleslaw die Eerste, is sy die tweede mees gesiene vroulike skenker, want natuurlik, sy was ook prinses. Dit is seldsaam dat 'n beeldhouwerk met so 'n kragtige lagende gesig op 'n prominente plek in 'n middeleeuse kerk geplaas is. En ons sien die glimlag op haar gesig hier aan die regterkant. Of haar glimlag vertolk moet word as innerlike sekerheid oor die verwerwing van die ewige lewe, of as 'n simbool van haar moontlike jeugdigheid, kan nie met sekerheid gesê word nie. Skenker 5, daar is hy, is graaf Dietmar. Ons sien dat hy die greep van sy swaard op heuphoogte met sy regterhand vashou, terwyl hy dit gereed maak om agter die swaard uit te trek. Op die rand van sy skild is die woorde: Dietmarus comes Oxysus, wat verklaar dat hy, Dietmar, die graaf wat doodgemaak is. Hy is die eerste van die manlike figure in die apsis van die westelike koor. En hier kan ons hulle teen die muur in die westelike koor sien. En daar sien ons dan die name Graaf Dietmar, Graaf Sizo, Graaf Wilhelm en Graaf Timo, die 4 in die apsis. Dit bring my dan na die tweede van hierdie figure, en dit is Graaf Sizo van Swartberg. Daar is hy van nader af in 3 verskillende aansigte en dan 'n baie duidelike uitbeelding van die skild wat hy vashou. Hy was die neef van Graaf Wilhelm van Camburg en Brenna. Hy draai sy bebaarde gesig in die rigting van Graaf Dietmar, wat ek net nou bespreek het. Hy hou sy swaard vas op 'n opvallende manier met die lem wat in 'n breë leerband toegedraai is en regop teen sy skouer rus. Sy oop mond dui daarop dat hy praat. Sizo se skild met 'n klimmende leeu daarop, soos ons hier aan die regterkant kan sien, is die enigste een van al die skenkers skilde wat 'n werklike familiewapen toon en nie net 'n generiese blaarpatroon nie. Die volgende skenker in die apsis is Graaf Wilhelm van Camburg. Daar is 3 afbeeldings van hom uit verskillende hoeke uit en sy gesig hier aan die regterkant. Hy was 'n neef van Graaf Timo van Kistritz en Wetten, en wat duidelik geïdentifiseer word deur die woorde Wilhelm comes unus fundatorum. Graaf Wilhelm is een van die stigters wat op die geel rand van sy groot skild staan. Skenker 8 is Graaf Timo van Kistritz en Wetten. Daar is hy agter sy skild. Hy was broer van Graaf Konrad en hy word geïdentifiseer deur 'n inskripsie op sy skild, wat natuurlik lui: Timo de Kistritz, qui detet ecclesia septem villas, wat vertaal kan word as Timo van Kistritz, wat 7 stukke grond aan die kerk geskenk het. Die skenkers 9 en 10 is seker die belangrikste paar in hierdie kathedraal. En hulle is Markgraaf Eckhard II van Meissen en Markgrafin Ute
von Wallenstedt. Hulle is van die bekendste en die belangrikste beeldhouwerke van die middeleeue in Duitsland. En dit is hierdie twee wat ek later in groter besonderhede gaan bespreek. Skenker 11 is geïdentifiseer as die grafin Gepa, maar volgens die mees onlangse navorsing is sy eintlik grafin Brechta. Sy is die enigste vroulike figuur wat 'n sluier oor haar kappie dra. En daarom ontstaan die vraag of dit aandui dat sy 'n weduwee, 'n abdus of bloot 'n getroude vrou is wat ekstra warmte gesoek het tydens die lang kerkdienste van daardie tyd. Ons weet dat van daardie kerkdienste selfs so lank as 5 uur lank geduur het. Haar lippe is effens oop, wat aandui dat sy moontlik lees of sing. Die laaste van die skenkers aan die suidelike muur is graaf Dietrich van Brenna. Daar is 3 weergawes van graaf Dietrich. Hy is aan historici bekend as Wilhelm van Camberg se broer en hy was ook die man van graaf Van Gerberg, wat ons heel aan die begin uitgewys het. Sy is die vroulike figuur wat teenoor hom op die suidelike muur van die westelike koor staan. Sy linkerkant word heeltemal deur sy skild, waarop daar 'n onleesbare inskripsie is, bedek. Met sy ledemate deur sy klere verberg en sy kop na die altaar in die weste gedraai, vorm Dietrich skerp kontras met die figuur van sy vrou Gerberg teen die anderkantste muur. Voordat ek by die bespreking kom van die belangrikste groep in die westelike koor, naamlik die reeds genoemde markgraaf Eckhard II en sy vrou Uta, moet ek eers iets sê oor die skepper van hierdie merkwaardige kunswerke. Alhoewel dit sowat 2 eeue na die dood van die skenkers uitgevoer is, maak die fisieke en psigologiese lewenskragtigheid, as ook die geïndividualiseerde portretagtige voorkoms van die beeldhouwerke, al die figure tegelyk boeiend om na te kyk. Die beeldhouer het nie geweet hoe die werklike skenkers gelyk het nie, want daar bestaan geen afbeeldings of skilderye van hulle nie. Die beeldhouer moes die beeldhouwerke volgens sy eie verbeelding skep. Ons weet byna niks van hierdie beeldhouer nie, en daarom is hy maar net die meester van Naumburg genoem. En daar aan die linkerkant het ons 'n tipiese beeldhouwerkswinkel met beeldhouers wat werk. En daaronder sien ons beeldhouers wat beelde uitkap. Hy is heel waarskynlik in Noord-Frankryk opgelei toe die hooggotiek reeds daar in plekke soos Nyon, Amiens en Reims gefloreer het. En hier aan die regterkant sien ons 2 beelde wat baie lyk soos die werk van die meester van Naumburg aan die kathedraal van Reims. Vanaf omstreeks 1230 het die meester van Naumburg aan die kathedraal in Mainz gewerk, waar hy 'n koorskerm geskep het, waarvan slegs fragmente behoue gebly het. En hier is 2 van daai fragmente, aan die linkerkant die geseëndes en aan die regterkant die verdoemdes, wat
deel uitgemaak het van die koorskerm van Mainz Kathedraal in die 13de eeu. Teen die begin van die 1240s het die meester van Naumburg begin werk aan die beeldhouwerke vir die Naumburg Kathedraal. Alles dui daarop dat die beelde in hierdie kathedraal nie die werk van 'n enkele kunstenaar kon gewees het nie. Dit is meer waarskynlik dat 'n groep vakmanne eers in Noord-Frankryk bymekaar gebring en onder die toesig van die Naumburgmeester opgelei is. Hierdie aanname is hoofsaaklik gebaseer op stilistiese ooreenkomste tussen die kunswerke. Die styl om individue in 3 dimensies uit te beeld, wat destyds opspraakwekkend was, kom van die bogenoemde Franse kathedrale. Hulle het nie heiliges in klip uitgekerf nie, maar adellikes, aan wie hulle individuele gebare en siele gegee het. En hier aan die linkerkant het ons tipiese voorbeeld van die figure aan Reem Kathedraal, hier Abraham en Melchisedek, baie driedimensioneel soos die figure in die Naumburg Kathedraal. En hier aan die regterkant sien ons 10 van die 12 stigtersfigure deur die meester van Naumburg. Elke figuur is uit 'n enkele reghoekige blok sandsteen, afkomstig van die nabygeleë Grillenburg steengroef by Freiburg aan der Unstrut gekap, en die beelde is almal tussen 174 en 188 cm hoog. Hierdie 12 skenkersbeelde in Naumburg Kathedraal is tussen 1243 en 1250 gemaak en word algemeen beskou as die meester van Naumburg se grootste meesterstuk en 'n hoogtepunt van Europese gotiese beeldhoukuns. Dit bring my nou by die belangrikste 2 standbeelde in die Naumburg Kathedraal, naamlik Markgraaf Eckhard II van Meissen en sy vrou Markgrafin Uta von Wallenstadt. En daar het ons 'n mooi afbeelding van die 2. Hulle identiteit is op grond van heraldiek en inskripsies bepaal. Dit is ook die bekendste van die 12 skenkersfigure in die Naumburg Kathedraal, en hulle was ook die hoofweldoeners van daardie kathedraal. Nou Markgraaf Eckhard van Meissen, hier het ons 3 verskillende aansigte van die standbeeld en sy gesig van nader af aan die regterkant. Hy staan aan die noordekant van die westelike koor, oorkant sy broer Herman se vrou Regisnaldus. Tydens die Duitse-Poolse oorlog rondom die Milcheni gebied kon die broers die beheer oor die Meissen gebied behou, totdat die gevegte geëindig het met die vrede van Bautzen in 1018. In daardie jaar was Eckhard onder die 300 Saksiese ridders wat saam met sy swaar die toekomstige Poolse koning Boleslaw die Eerste wat ek reeds genoem het, en natuurlik ook die vader van sy skoonsuster Reginaldus, Kiev op 14 Augustus 1018 verower het. Hul vyand, die Russiese grootprins Jaroslav, het hals oor
kop gevlug en sy vrou, 9 susters en 'n stiefma in Kiev agtergelaat. Ek wil later iets meer hieroor sê, want dit het betrekking op Uta van Ballenstad. Eckhart is in 1026 met Uta getroud en was markgraaf van Meissen van 1038 tot met sy dood op 24 Januarie 1046. Eckhart was 'n magtige Saksiese kruiger wat as beskermer van die Duitse oosgrense teen Pole en Boheme dikwels keiser Konrad II en sy opvolger keiser Hendrik III teen hierdie vyande verdedig het. Met sy dood het die manlike lyn van die Eckhardin familie uitgesterf, omdat hulle kinderloos was. Hulle is as so invloedryk beskou, dat keiser Hendrik III persoonlik Eckhart se begrafnisplegtigheid in Naumburg bygewoon het. In teenstelling met die vroomheid wat uit sy broer Herman se standbeeld blyk, straal Eckhart sin gesag en rykdom uit. Dit lyk asof albei broers kyk na wat by die altaar in die westelike koor gebeur. Die standbeeld in die westelike koor toon Eckhart in 'n hoë nek, langmou oortrek rok wat loshangend tot by sy voete val en met 'n breë bruin middeleeuse gordel met koperbeslag om sy middel vasgemaak. Dit sien ons duidelik hier aan die linkerkant. Hy dra ook 'n mantel wat aan die voorkant met 'n groot borsveld vasgespeld is en wat van sy skouers tot op die vloer agter hom afhang. Die borsveld sien ons hier aan die regterkant in daardie nabye aansig. Eckhart se gesig het 'n min of meer reghoekige vorm met 'n breë voorkop, hoë wangbene en 'n vierkantige kakellyn. Die ongeïdealiseerde besonderhede van Eckhart se gesig dui daarop dat die meester van Naumburg waarskynlik 'n werklike menslike model vir die beeldewerk gebruik het. Daar sien ons aan die regterkant die realisme van die uitbeelding van Eckhart. Eckhart dra 'n styf passende pet met 'n lae profiel op sy kop en hy het 'n groot deel van sy hare in die pet ingestop, maar trosse krulle bars ongedissiplineerd langs sy ore en agterkop uit, met 2 veeragtige krulle op sy voorkop. Alhoewel sy gesig uitdrukkingloos neutraal is sy wenkbroue net genoeg gelig om fyn plooitjies op sy voorkop te laat, wat die indruk van waaksaamheid versterk en byna tot die algemene indruk van sy jeugdige krag en lewenskragtigheid aantoon. Diep onder sy ken is 'n paar trekkoorde saamgetrek in 'n halwe stryk. Ons kan die strukkie daar onder sy ken sien. Eckhart rus sy linkerarm bo op sy skild. Dit sien ons duidelik hier aan die linkerkant en aan die bokant in die middel. Om te keer dat dit vorentoe kantel en gryp sy swaard met 'n swart lem wat in 'n wit leerband toegedraai is, met sy linkerhand vas en plant dit stewig voor sy skild. Die groot skild het 'n blaarpatroon aan die voorkant met die woorde Marcio Eckhartus, markgraaf Eckhart, op die goue rand.
Hy vroetel met sy regterhand aan die leerband wat aan die agterkant van sy skild vas is. En dit sien ons hier in die middel, daardie pragtig uitgebeelde regterhand wat dan daar vroetel met die leerband. Die beweging van die hand wat die band regskuif, sodat dit stewiger teen sy voorarm rus, is 'n gebaar wat wys op sy selfbewussyn en sy bewuste hantering van sy eie liggaam, was ook sy poging om 'n gemaklike houding in te neem. Eckhart berei homself voor vir watter geleentheid hom ook al in hierdie ruimte gebring het. Hy is 'n man wat ook sy wil laat geld. Eckhart het selfvertroue en krag, eienskappe wat hy nodig gehad het vir sy take in die oorlog en aan die keizerlike hof. Die vroulike figuur langs Eckhart is sy vrou, bekend as Uta van Ballenstedt. En daar is sy. Sy word deur baie beskou as die mooiste vrou van die middeleeue. En dit sien ons in die gesig hier in die middel. Deur die jare is die bewering dat sy van Ballenstedt afkomstig is, herhaaldelik opgeneem uit die 1564 annale van die pastoor Andreas Poppenrood, wat beweer het sy was 'n suster van graaf Esico van Ballenstedt, die stamvader van die Ascaniërs. Met ander woorde, byna 300 jaar nadat die standbeelde gemaak is. In onlangse navorsing is daar egter twyfel uitgespreek oor of hierdie figuur werklik die historiese Uta van Ballenstedt is. Sy word uitgebeeld met 'n kroon, terwyl slegs vroue uit koninklike families in daardie tyd so uitgebeeld kon word. Wat die beeld van Uta uitsonderlik maak, is haar elegante houding en haar kleding. En daar aan die regterkant het ons 3 aansigte van hierdie grafin. Haar hooftoesel en die opgeslaande kraag laat haar baie elegant lyk. Sy dra 'n vergulde pilhoed wat pas binne in 'n pragtige goue kroon van lelies met kosbare juwele. Dit sien ons hier aan die regterkant, maar hier van nader af is dit baie duideliker. Die linneband wat onder haar hooftoesel uitkom en om haar ore en ken gedraai is, staan bekend as 'n barbet. En dit het 'n goue rand aan die kante. Dit sien ons hier aan die linkerkant. Dit dui daarop dat sy getroud was, want sedert die 12de eeu was dit algemene gebruik vir getroude vroue om so 'n band te dra. Uta se gesig lyk smal en fyn, omdat die grootste deel van haar wange en ken deur die barbet bedek word. Mens kan met 'n fyn aanduiding van Uta se ore onder die styfpassende weefstof van die barbet sien. Sy het 'n smal, fynpunt neus, 'n breë voorkop en haar gesig is simmetries. Haar kaak is kompak en haar ken smal. Haar lippe is ferm saamgepers met die onderste lip wat effens vorentoe uitsteek. En haar wenkbroue is netjies gesny en gelykmatig. Die veelkleurige verf op haar gesig beklemtoon die omlyning van haar wange, gee diepte en drama aan haar oë, definieer haar lippe en gee haar gesonde blos.
Haar hare is gevleg in 'n haarvlegsel met 'n klein krul wat bo uit die barbet uitsteek. Dit sien ons hier aan die linkerkant. Uta se hare was oorspronklik donker rooi-bruin gekleur, maar met die 19de eeuse oorskildering van die standbeelde is sy in 'n blondine verander. Uta dra 'n rooi jas met 'n goue soem en blou pelsversiering. Dit sien ons hierso, en hieronder is 'n restaurasie aan die regterkant wat die werklike kleure verder uitbring, maar ons kan aan die linkerkant tog ook sien dat die oorspronklike kleure nog baie duidelik sigbaar is. Daarby dra sy 'n moutuniek wat met goue borduurwerk by die nek versier is. Hierdie moutuniek reik tot op die vloer, sodat net die punte van haar leerskoene uitsteek. Dit sien ons daar heel links. Onder die tuniek dra sy 'n lang mou glansrok, maar slegs die rooi manchette is sigbaar daarvan. Alles word bymekaar gehou deur 'n pragtige borspeld op haar bors. En dit sien ons hier bo aan die regterkant. Haar regterhand is begrawe onder die oormaat mantel wat oor die helfte van haar liggaam val. Deur die materiaal sien ons haar gebuigde elmboog en kan ons die diagonale massa van haar opgeligte onderarm en gebuigde pols volg, terwyl sy die gekraagde soem van haar mantel oor haar ken trek, wat haar gesig half beskerm terwyl sy na die altaar kyk. Met haar heeltemal sigbare linkerhand, dit is die linkerhand, waarop ons haar trouring met 'n eenvoudige sirkelvormige juweel sien, druk sy die massa materiaal teen haar ribbes net onder haar bors vas. Die posisie van die teenoorgestelde kraag naby haar linker elmboog dui aan dat die linkerkant van die mantel te laag gehang het, wat veroorsaak het dat Uta die ekstra materiaal teen haar bors druk. Die visuele effek hiervan is baie sensueel. Uta se houding kombineer 'n indruk van vroulike grasie, verfyndheid en selfs 'n tikkie erotiese tergery met een van krag, teruggetrokkenheid en onpeilbaarheid. Die meester van Naumburg het Uta voorgestel volgens die heersende mode van die hoë middeleeuse tydperk rondom 1243 en nie in die styl van die vroeë middeleeue rondom 1043 tydens haar leeftyd nie. Al was hierdie man en vrou nie uit die beeldhouer se eie tyd nie, het hy hulle net as name in 'n kroniek geken. Het hy aan elk van hulle 'n persoonlikheid gegee, wat so kenmerkend en kragtig is, asof hy hulle uit die lewe uitgebeeld het. Hy het haar as 'n pragtige vrou uitgebeeld, omdat sy edel, godsvreesend, vroom en 'n baie vrygewige weldoenster was. Hierdie gotiese kunstenaar was oplettend en het miskien die gelaatstrekke en gebare van lewende persone gebruik om 'n effek van lewensgetrouheid aan hul werk te verleen, alhoewel ware portretkuns in die beeldhouwerk eers in die 14de eeu ontstaan het. Die uitbeelding van Uta, wat 'n
kroon dra. En daar aan die linkerkant sien ons weer eens die leliekroon op haar kop. Dui op haar koninklike herkoms, aangesien sulke krone gereserveer was vir koninginne. In die opsig kon sy nie die dogter van 'n graaf of markgraaf gewees het nie, want geen middeleeuse kunstenaar sou die kreatiewe vryheid gehad het om haar met 'n leliekroon uit te beeld as sy nie 'n prinses was nie. En daar in die middel is 'n soortgelyke prinses uit Kiev van daardie tyd. Onlangs het 'n Duitse middeleeuse kenner, Dr. Dieter Riemer, in die Saale Unstrut jaarboek verduidelik dat Uta nie uit die hartstreek gekom het nie, maar uit Kiev in die Oekraïne. Sy was nie net die dogter van 'n graaf nie, maar 'n ware prinses, met 'n vader wat 'n groot prins was en 'n moeder wat 'n Byzantynse prinses was. Riemer het voorgestel dat Eckhart die tweede moontlik 'n vrou gekies het uit die gevangenes wat tydens die 1018 verowering van Kiev gevang is, soos ek reg aan die begin genoem het. En Dietmar het geskryf: soos ander hoë edellei onder die oorwinnaars, het Eckhart 'n vrou gekies uit die prinsesse wie se afkoms baie edeler as sy eie was. En ons weet dus dat sy broer ook met 'n prinses getroud was. Sy broer Herman die Eerste was getroud met 'n Poolse prinses. In 1909 is die beeldhouer August Gerber van Keulen opdrag gegee om 'n lewensgroot afgietsel van die standbeeld van Uta te maak vir die Romaanse saal in Budapest, en dit word tans in die biblioteek van die Museum van Skone Kunste in Budapest uitgestal. En daar aan die regterkant is August Gerber se afgietsel van hierdie standbeeld. In die 1920s het die Naumburg fotograaf Walter Hege legendariese swart en wit fotos van Uta beskep. En gelukkig bestaan van hierdie fotos nog. En hier is twee van daardie fotos wat natuurlik Uta bekend gemaak het as die mooiste vrou van die middeleeue. Hierdie fotos het haar die ideale ikoon van die Duitse vrou gemaak. Die Nazis het besluit dat Uta as die ideale Ariese vrou voorgehou het en het selfs porseleinbeelde van haar laat maak. Tydens Adolf Hitler se berugte entartete kuns of ontaarde kunsuitstalling in 1937 is een van Hege se fotos van Uta uitgestal as die toppunt van beide beeldende kuns en vroulike skoonheid ten einde nazi-propaganda te bevorder. Dit was bedoel om gekontrasteer te word met die moderne kuns wat die nazi's as ontaarde kuns bestempel het. Met hierdie standbeelde het ons 'n treffende beeld van middeleeuse mense voor ons. 'n magtige feudale baron en sy pragtige vrou, soos hulle moontlik in die werklikheid gelyk het. Hulle wys vir ons dat teen die middel van die 13de eeu beelde nie net van heiliges nie, maar ook van sekulêre figure hul weg gevind het na die kathedrale van Europa.
Daarom, solank kunshistorici oor die Naumberg skenkersbeelde skryf, sal die erkenning van die Eckhart en Ute standbeelde as groot middeleeuse meesterwerke onbetwis bly en ons sal besef dat groot kunstenaars altyd die verskil maak. Baie dankie.